is op Kerkbeloon, is nie deel van my CB's. Ons gaan weer gaan. Ek lees vir ons die wetlesing uit Matteus 6, vers 4 tot 8. Verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straat te staan en bid, dat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle is hulle beloning reeds weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe. Maak die deur toe en bid tot jou Vader, wat jy nie kan sien. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie, want hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het. Nog voordat julle dit van hom afvra. En elke geval. Ons het hierdie wonderlike gawe van gebed van die Here af gekry. In ons diepste angs, in ons grootste oomblikke, en ook in oomblikke wat ons eie warboel van ons eie kop ons kan ontspan. En daarom fokus ons op 'n kort gebed wat Jesus self net hierna van vers 10 af van Matteus 6 vir sy disippels leer om te bid. Verlede week Sondag het ek gesê dit is 'n kripnout gebed. En 'n paar van julle het gehoor dat ek sê dis eintlik nou net 'n eenkant gebed. Maak dit nie af van die heiligheid nie, maak dit dan nie af as 'n belangrike gebed nie. En ek het die hele week baie hard oor gaan dink en ek wil dit verduidelik aan die hand van die volgende voorbeeld. Toe ek Latyn gehad het op universiteit, het ons dosent vir ons een genade gegee. Sy het gesê, sy kan nie vir ons die Bybel in Latyn laat memoriseer nie, sy kan ons nie die hele woordeskat leer nie, sy kan nie vir ons dit gee nie. Maar die een genade wat sy vir ons kan gee, is om vir ons 'n 2 cm by 'n 2 cm blokkie papier sal toelaat in die eksamenlokaal. Ek weet nie of enige van julle Latyn gehad het nie. Ek weet van die ouer mense het dit op skool gehad, maar van my daar jonger is dit nie meer verpligtend op skool nie. Maar kyk, my Latyn handboeke is so pak. Dis net die woordeskat in die goed nie. As jy al daai goed wat belangrik is op 'n 2 cm by 'n 2 cm papiertjie moet skryf, dan doen jy 'n paar goeders baie goed reg. Jy oefen dit in. Jy is baie krities. Jy kies net wat die belangrikste is. En jy stiek by die kleinste, fynste manier om een dingetjie neer te skryf wat jou 'n hele boek gaan help. En dit is wat die Onse Vader vir my is. Dis hierdie kort, kernagtige, kriptiese ding wat ons sal onthou, wat elke woordjie en reeltjie deurvoeg gedink is deur Jesus, sodat wanneer ons dit opsien, ons baie dinge saam met dit vat. En wanneer ons aan dit dink, dat die hele wêreld se vertroue aan God omvat. Nou ja, daarmee saam, en ek het my ballon ook vanoggend vergeet, maar daarmee saam was ons verlede week by ons Vader wat in die hemel is. En toe ons eerste keer na gekyk was, dit was so pragtig, vir die van julle wat dit gemis het, maar Tini het vir Elis na die hoog gevat, en ek het vergeet om voor die tyd vir hom te vra, so hy was nogal beangst, wat gaan ek met hom en sy kind doen? En Tini het net vir ons so mooi gewys, van hoe pa, soveel groter as daai arme klein lyfietjie, wat voel asof sy nie groot word nie, maar sy doen, sy tel gewig op ons het gesien. Hoe hy vashou, en ek vra vir Tini, ek het hom 'n paar vrae gevra, maar die 2 vrae wat by my vasgesit het, is die eerste een wat ek gesê, Tini, sal jy toelaat dat enigiemand haar seermaak? En hy het my net so gekyk en stil gebly. Niemand het die antwoord daarvan gehoor nie, want sy oë was daar so vernei. En ek sê toe, okay Tini, maar as jy gee haar nou so mooi drukkie, jy weet jy die traag maar dood te squash, sal jy? En hy sê vir my, nee, dood nie. Ons Vader wat ons oppas, ons liefhet. Wat nie die nagevolge van ons keuses kan wegvat nie, maar wat ons gaan koester en vashou wanneer hy sit.
Wat in die hemel is, het ons met die aardbol gesit, en dis baie lekker, die aardbol is nou net klein genoeg, dat ek hom goed kan ontvou. Julle sien, ek is groter as die aardbol. Ek kan nog pinpoint waar ons is hier, waar ons is. Maar dis hoe God is, wat in die hemel is, met ander woorde, groter as ons begrip, groter as ons verstaan. En toe sê ons, laat U naam geheilig word. En ons het stil gestaan by Obadja, waar omdat Edom nie God se heiligheid aanvaar het nie, en nog 'n paar van heilige ding, waar God self deur Obadja hulle straf, eintlik die nagevolge van hulle keuse om nie God se heiligheid te aanvaar nie, op hulle uitspreek. Ons het gesê, omdat God ons Vader is, en hy groter as ons is wat in die hemel is, laat sy naam geheilig word, is 'n opdrag, want God is nie ons woerwoer nie. Hy is groter en kragtiger en magtiger as wat enige van ons kan dink. Vanoggend is ons by laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Nou kyk, ek weet van ouens wat letterlik net hierdie reeltjie in 4 preke nie kon opsom nie. So ons gaan vanoggend vir mekaar eerlik sê, ons het al hierdie jaar gepraat oor die koninkryk van God, wat God se liefde is. Ons het net 2 weke terug gepraat oor steeds U wil, Jesus in die tuin van Getsemane. Al maak dit pyn. So ons gaan steeds koninkryk kyk, soos in die hemel en so op die aarde, maar vanoggend gaan ons 'n bietjie anders aanslag uit Samuel vat, rondom Saul. Om bietjie te vra, hoe lyk die koninkryk van God, en hoe lyk ons koninkryk? En die geskiedenis van Samuel is nou baie oulik opgevat in Samuel 1 tot 4, né? Samuel se ma kon die kinders kry nie, Hanna, en sy gaan tempel toe en sy bid, maar ween bid, so erg dat die priesters vir haar kom sê, jy moet nou plan maak, is bietjie erg, en sy ignoreer hulle en sy bid voort, en God gee vir haar 'n seun. En sy noem hom Samuel, en hy is skaars 4 jaar oud, vat sy hom terug tempel toe. Sê, want ek het van die Here af gebid, so hier is hy staan in die diens van die Here. En ons lees dat Samuel, een van die eerste ouens is, Jesus praat direk met hom. Hy het wesenlike gesprekke. Aan die begin herken hy nie God se woord nie, sê nou Jesus, God praat direk met hom. Aan die begin erken hy nie God se stem so direk nie, want dit is in die middel van die dag, hy dog, dis die ou wat hom oplei en dan nie dit werk nie so nie. So Samuel is een van die superhero profete. Hy is die laaste rigter, saam met sy profeetskap, en hy bring vir ons die tyd van koningskap in. Wat ons nou nie besef van die volk van Israel nie, tot en met Here, deur die rigters wat voor hom kom, is God die koning van Israel. God praat deur sy profete en sy priesters met die volk, en hulle volg God se wil. Dan begin die volk so bietjie blink oog kry. Hulle kyk na al die groot en sterk stamme en lande en volke om hulle, en dan sê hulle, nee, dis nie meer vir ons genoeg nie, ons wil ons eie koning hê. Dan staan nou 'n gesprek, en dan soos nou omtrent hier by 1 Samuel 8, tussen Samuel en die Israeliete, en Samuel en God, en dan is daar so 'n stukkie wat Samuel diep berou word, want hulle vra 'n koning, en as ek nou net buite die teks net nog 'n kort stukkie uit 1 Samuel 8 lees, dan sê hulle, toe Samuel uitgeword het, het hy sy eie seuns as leiers oor Israel aangestel. Die oudste se naam was Joab, en die tweede Abia. Hulle was leiers in Beersheba. Maar Samuel se seuns was nie soos hy nie. Hulle het hulle verryk ten koste van ander. Hulle het omkoopgeskenke aangeneem en die regspraak verdraai. Al die leiers van Israel het bymekaar gekom en na Samuel toe in Rama gegaan. Hulle het hom gesê, kyk, u het oud geword. Die kinders is nie soos u nie. Stel nou liewer 'n koning oor ons aan, om oor ons te regeer, soos dit by al die ander nasies is.
Maar vir Samuel was dit verkeerd dat hulle gesê het, gee ons tog 'n koning om oor ons te regeer. Samuel het tot die Here gebid, en die Here het vir hom gesê, gee toe aan die versoek van die volk en alles wat hulle van jou vra. Hulle het jou nie verwerp nie, hulle het my verwerp as koning oor hulle. Hulle het nou ook met jou gemaak wat hulle met my gedoen het, sedert ek uit Egipte, hulle het uit Egipte laat trek tot nou. Hulle het my verlaat en ander gode gedien. So diep klein kykie in hoe naby Samuel aan God is. Hier vra hulle vir 'n koning. Weet jy, dis nie die koninkryk van God nie. Dit raak die koninkryk van Saul. Maar God het ingestem en sy koninkryk eenkant gesit om die wil van sy volk vir hulle toe te laat. En so kom die nagevolge, die gesprek gaan aan. Sê God vir Samuel, sê net vir die leiers, hulle moet baie seker maak as hulle 'n koning het. Want die regte van 'n koning is om van hulle goed te vat sonder dat dit hulle toekom. Dis om van hulle te het in gebied sonder om hulle emosies te ervaar. Dis om hulle te beheers. Ek as God het nou nog julle belang op hart, so ek heers julle uit liefde, maar 'n aardse koning gaan dit nie doen. Volk hou voort, Saul word koning, en vir 'n kort tydjie bid Saul baie mooi voor die mag om oorskryf. En dan kom ons by ons teks van vandag, van 1 Samuel 15. Samuel is nou nog vir die laaste kort rukkie onder Saul op profeet, en so kry my 'n opdrag, met 'n opdrag by Saul. Samuel het vir Saul gesê, dit is vir my wat die Here gestuur het om jou as koning oor sy volk Israel te salf. Luister nou na die woorde van die Here. So sê die Here die Almagtige. Ek het nie vergeet wat Amalek Israel aangedoen het nie. Hoe hy Israel teengestaan het toe hulle uit Egipte getrek het. Gaan nou en verslaan vir Amalek. Jy moet alles wat hy het om die lewe bring. Jy mag jou oor hom nie ontferm nie. Jy moet man en vrou doodmaak, kind en suigling, bees en skaap, kameel en donkie. Saul het manskappe bymekaar geroep. Hy het hulle by Telaim getel, 200 afdelings voetsoldate, 10 afdelings uit Juda. Saul het by die woonplek van die Amalekiete aangekom, sy manskap het daar stelling ingeneem by die stryd, Saul het by die woonplek van die Amalekiete aangekom, en sy manskappe stelling laat inneem by die stryd. Toe het Saul die Keniete laat weet, gee gou pad tussen die Amalekiete, sodat ek julle nie saam met hulle uit die weg neem nie, want julle het die Israeliete goed behandel toe hulle uit Egipte getrek het. Die Keniete het tussen die Amalekiete uitpad gegee. Saul het daarna die Amalekiete verslaan, van Gavila af tot waar 'n mens kom by Sin, teenoor Egipte. Hy het vir koning Agag van Amalek lewend gevang, maar die hele volk om die lewe gebring. Saul en die manskappe het vir Agag gespaar, en ook die mooiste kleinvee en beeste, die vetstes en die lammers en alles wat mooi was. Saul hulle wou dit alles nie om die lewe bring nie. Al die vee wat swak en waardeloos was, het hulle wel van kant gemaak. Toe het die woord van die Here op Samuel gekom. Ek is bedroef daaroor dat ek Saul koning gemaak het, want hy het van my al weggedraai en my nie op my opdragte nie uitgevoer. Samuel was ontstel, en hy het die Here die hele nag vir uitkoms gesmeek. Die oggend het Samuel hom vroeg klaargemaak om vir Saul te ontmoet. Iemand het vir Samuel vertel, Saul het by Karmel gekom en nogal vir homself 'n gedenkteken opgerig. Daarna het hy omgedraai en is hy verby na Gilgal toe. Samuel het by Saul gekom en Saul het vir hom gesê, mag die Here u seën. Ek het die opdrag van die Here uitgevoer.
Samuel vra toe, wat vir 'n geblaar van kleinvee is daar dan in my ore? En wat van 'n gebulk van beeste wat ek hoor? Hulle het dit van die Amalekiete afgebring, antwoord Saul. Dit is die mooiste kleinvee en groot vee, om aan die Here God te offer. Die res het ons van kant gemaak. En Samuel sê vir Saul, bly stil, laat ek jou vertel wat die Here vandag vir my gesê het. Saul sê te hom, praat maar. Toe sê Samuel, al is jy klein in jou eie oë, is jy tog die hoof van die stamme, koning oor Israel. Die Here het jou met 'n doel uitgestuur, en hy het jou beveel, trek op, bring die sondaars, die Amalekiete om die lewe. Jy moet teen hulle veg totdat jy hulle uitgeroei. Waarom het jy nie na die bevel van die Here geluister nie? En waarom het jy jou aan die buit vergryp en hierdie ding gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here? Saul antwoord toe vir Samuel, maar ek het na die bevel van die Here geluister. Ek het gegaan om te doen waarvoor die Here my gestuur het. Ek het die koning Agag van Amalek hierheen gebring, maar die Amalekiete het ek om die lewe gebring. Die manskap het egter uit die buit kleinvee en beeste gevat, die beste van die wat van kant gemaak moes word, om aan die Here die God in Gilgal te offer. Maar Samuel antwoord, is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande. Om te luister is beter as die vet van rame. Weerspannigheid is net so erg as die sonde van waarsewing. Eiesinnigheid net so erg as die bedrog van afgode. Omdat jy die woord van die Here verwerp het hy jou as koning verwerp. Saul sê toe vir Samuel, ek het gesondig, want ek het die bevel van die Here en die opdrag oortree. Maar ek het vir die manskappe bang was en na hulle versoek geluister het. Vergewe tog nou my sonde en kom saam met my sodat ek die Here vir julle kan bid. Tot so. Dit is nou 'n vol storie, ons gaan hom weer kyk. Dit gaan aan deur Samuel wat weier om saam met Saul te gaan bid. En dan sê Samuel, want God het jou verlaat, want jy het God verlaat. Sien, wanneer ons praat oor die koninkryk, wat 'n wesenlikheid moet word, moet ons weet, God het 'n plan vir ons, sy skepping, sy kinders, vir sy koninkryk. Ons het baie dikwels 'n inkoop op daai idee van God se koninkryk, so lank dit ons kan baat. So dit begin al by Samuel 1 Samuel 8, die verhaal, waar God vir Samuel sê, weet jy, die volk het my verlaat, maar ek het vir hulle beloof, ek sver hulle God, so gee vir hulle eie koning. En dan werk God aan Saul, en hy hou by sy woord om vir Saul te lei, maar daar is hierdie klein ding van vrye wil, van ek en jy wat kies. En nou lees hoe Saul deurgeslape is in sy eie motivering. Ek het hom so mooi gekyk deur sy lewensverhaal te kom deurlees, dat ek amper gedink het, dis amper net so goed soos Adam, wat in die tuin van Eden sê, Here, dit was ek, maar ek nie, want u vrou. Goed deurslaap, mooi gedink wat hy gaan antwoord. Saul dit nie Samuel weet wat aangaan. Saul is nog nie bewus daarvan dat Samuel weet, hy het nou net 'n gedenkteken vir homself om die draadjie te hou. Saul hardloop nog oral wyd onder 'n vlag wat wapper wat sê God se koninkryk, God se volk. Maar Saul het lankal sy eie gewin gesoek. Ek stem saam met Saul, dit is nogal rof om te dink. Al die klein vee, al die pakdiere, al die babatjies, die armes, die siekes, die dooies, die oudstes, ek kan dit nou nog verstaan. Maar joh,
Die vet koeie wat nou gaan lam en jy kan sien dit gaan mooi lammetjies wees. Wat 'n verlies aan vleis. So saam met Saul kan ek vir hom 'n bietjie verweer oor. Saam met sy manskappe kan ek my nogal 'n bietjie verweer oor om te sê, "Jesus, ons het hard gewerk. Werk hard, ek's doodmoeg." Daai ouens het nie eers die luxury gehad van die geyser om warm te stort aan die einde van 'n dag se harde werk of 'n maand se harde oorlogvoer nie. Sekerlik sal die Here hulle vergewe as hulle 'n bietjie byt neem. Dis mos maar net 'n beloning. Dis so maklik. Net soos wat dit die volk vir Israel so maklik gemaak het om hulle te kyk en sê, ander volke het konings, ons wil ook een hê, een wat ons kan sien. Samuel is egter die enigste eerbare ou in daai hele verhaal. Daarom het hy so 'n radikale, wesenlike, gesig tot gesig gesprek met God kan hê. God is 'n wesenlike realiteit. Gedurig weer gaan hy na God toe en sê, "Nee, laat my maar verwerp," en sê die Here, "Nee, jy's op die skakel, gaan jy hulle verwerp, my nie jou nie. Haal die asem, dis okay. You keep doing you. Want ek stuur jou." Maar self saam sit nie mense bo God. Want onthou, Samuel het tog vir Saul gesalf. Samuel is tog sy raadgewer. Samuel is tog die ou wat die meeste vir hom bid. Maar hier kom dit tot op 'n punt waar Samuel nou moet besluit, is dit God se koninkryk of kry hy vir Saul jammer omdat hy vir Saul liefhet? Hy kies om vir Saul alleen in God se teenwoordigheid te laat, dat Saul alleen die nagevolge vir sy aksies moet volg, want ons elkeen moet verantwoordbaar vir God op ons eie is. Maar Saul en die soldate en die volk kom met 'n ding van hulle kan God paai. Ons weet ons is nie in lyn met die koninkryk van God nie, maar ons kan nog die Here se arme bietjie draai. Dalk die Here sê, ja, jy weet die pragtige rammetjies. Nie, ons gaan al die beeste gaan ons vir die Here offer. Nie is die twee wat ons gespit het op pad hiernatoe, dit was 'n lang pad huis toe, die manne was honger. Nee? Ons mag nog daaroor, maar dit is so dit gewerk nie. Maar dis alles tot eer van die Here. En dan kom hierdie woorde van Samuel. Is brandoffers en diereoffers net so aanneemlik vir die Here as die gehoorsaamheid aan sy bevel? En dan sê hy, nee, gehoorsaamheid is beter as offerande. Om te luister is beter as al sy vetlande. Weerspannigheid, dis 'n baie groot woord. In Engels het hulle die baie oulike ding, dit is 'n backchattery. Dis eintlik 'n bietjie erger. 'n Weerspannigheid is, ek sê vir jou, ja, en net om die hoek, doen ek anyway wat ek wil, ek ignoreer dit af wat ek sê. Is net so erg as die sonde van waarsêre. Eilesinnigheid net so erg as die bedrog van afgode. Omdat jy die woord van die Here verwerp het hy jou as koning verwerp. Sien, wanneer ek en jy bid, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde, moet ons versigtig wees. Ons moet baie versigtig wees, want dit beteken, ek sê vir die Here, ek sal gehoorsaam wees, al maak dit nie vir my sin nie. Ek sal kies om God se woord in elke murg en been van my wet te maak, wat nie gepaai kan word, of geonderhandel kan word, of weggeoffer kan word. En dan wonder ek al die jare van my lewe, wat ek hierdie gebed nou al van graad 1 sondagskool geleer het, opsê of ek regtig met 'n opregte hart dit bid. Kan ek vir jou vra? Maar as ek iets uit die verhaal van Saul en later uit Israel se konstante draai weet en agterkom,
dan weet ek hierdie is die begin van die einde vir Saul. Hy rik homself op, hy werk tee, hy raak 'n vieslike wese, so erg sodat hy soos 'n dier doodgaan. Die dag toe hy dink hy kan vir God flous en sy koninkryk bo God se koninkryk sit, erger, terwyl hy nog God se vlag wapper, maak asof dit God se koninkryk is. Toe teken hy die eerste stukkie streepie aan sy ondergang. Dit eindig nie goed. Dit eindig nie goed vir Israel wat tot vandag toe nog in oorlog sit, omdat hulle nie besef wat God se koninkryk is. Vir my en vir jou hier op Groot Mariko, vanoggend, en ek wil net die tyd seker maak, 41 minute oor 10 op die 28ste Julie, het ek vir ons op nuus, as ons sê, laat u koninkryk kom en u wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde, maar ons is nie bereid om selfs wanneer dit nie sin maak nie, wanneer dit nie vir ons winsgewend is nie, wanneer ons nie leierskap kan kry nie, en aansien kan kry nie, God se koninkryk doelbewus lewe nie, dan gee ons ook in 'n treetjie in daai rigting van daai ondergang. Ek weet God is 'n God van genade. Ek weet Christus het aan die kruis gesterf, die dood oorwin en uit die dood uit opgestaan. Ek weet die Heilige Gees is deel van my en elke liewe een van ons wat hom dien. Ons is 'n stukkie baie ver voor Saul, hy het nie in Jesus Christus gehad nie. Ek en jy het. Maar ek vra myself hierdie week die vraag af, of ek nie partykeer aan Christus se genade nog 'n bietjie my eie wil. En daardeur 'n stukkie nader aan my eie ondergang gekom. En ek wonder of dit nie die uitnodiging is aan hierdie verhaal van Saul en Samuel en God. Of dit nie die uitnodiging is aan my en jou. Soek ons regtig die koninkryk van God. Of wil ons die vlaggie van die koninkryk van God wapper, terwyl ons eie wil hieronder doen. En God moet ons maar net sien. Die vraag is op die tafel. Ek dink die gesprek gaan voort met die Heilige Gees. Kom sê dit. Here God, ons Vader, wat in die hemel is, wie se naam ons met ons hele wese wil heilig. Here, jammer vir die kere wat ons teen die Sondag en dit regverdig. Here, jammer vir die kere wat ons nie die bevel hou nie. Here, gee dat ons opregtheid teenoor U en U koninkryk en wie ons in U koninkryk moet wees volgens U wil sal inoefen. Here, kom kap 'n bietjie, stukkie vir stukkie daai weerspannigheid, daai eie wil, daai uitredeneer wat eintlik U wil is, Here, uit ons uit.